Baie welkom. Maar wat ek wou sê is ek dink wat 'n voorreg het ons nie as gelowiges om in 'n omgewing te wees waar ons kan ondersteun word. Ons is besig met 'n reeks wat gaan oor die briewe in die kerk in Openbaring 2 en 3 en as jy die reeks gevolg het, sal jy weet dat hierdie ouens het heel moontlik nie 'n gebou gehad waartoe hulle kon gaan nie. En hulle was vervolg gewees omdat hulle vir Jesus gevolg het en hier kan ons vrylik in 'n gebou sit sonder 'n worry in die wêreld omdat ons by mekaar net kan wees. Wat 'n voorreg het ons nie. Mag die Here iets spesiaals in jou hart net weer oor dit maak. Soos Here, dankie dat ons aan die liggaam kan behoort, waar ons bemoedig kan word, waar ons aangemoedig kan word. En vanaand is my hoop so dat jy aangemoedig sal word in die Here. Maar dat ons dit sal onthou, dit is 'n voorreg dat ons in ons land net by mekaar kan wees. Daar's mense wat oor die wêreld hierdie stream wat nie daai voorreg het nie. En ons wil vir jou in daai manier ook sê baie welkom. Maar dan wil ek aangaan. Ons is besig met die 7 briewe, die 7 gemeentes in Openbaring 2 en 3. Vanaand is ons by die 6ste gemeente, ons het 'n inleiding gedoen, dis kom met die 7de week is, en ons gaan na die gemeente van Philadelphia kyk, en hierdie kerk is aangemoedig vir hulle groot geloof, dis waaroor hierdie brief gaan. Hierdie is 2 van die 7 gemeentes het nie vermaning gekry nie, en die Here het hulle aangemoedig en geprys vir die manier hoe hulle eintlik saam met die Here verhouding bou, en ons as gemeente het baie om te leer by hierdie kerk. En so ek is opgewonde oor wat die Here wil doen, my hoop is so dat die Here by elkeen van ons eintlik ons sal verantwoordbaar hou, of leef ons ook saam met hom, soos hierdie gemeente gedoen het. Want ek met my eerlike opinie vir julle sê, ek dink nie ons doen altyd nie. En so dis nie hulle sê eintlik as jy preek en public speak, jy moet nie met 'n negatiewe punt begin nie, maar ek wil jou aandag kry, dat jy saam met my sal fokus op wat die Here vir hierdie kerk sê, dat ons sal sê, Here help ons, dat ons dit nie mis nie. So ek wil graag vir ons bid, en dan gaan ons hierdie diens ook begin. So kom sluit die oë. Here Jesus, ons wil vir U dankie sê vir die voorreg wat ons het om so by mekaar te wees vanaand. Dankie Here dat ons U teenwoordigheid hier kan beleef, U kan aanbid, Here, U woord kan bestudeer en bemoedig word in die liggaam, sodat ons naby U ook sal bly. Ons sê vir dankie vir hierdie kerk van Philadelphia, Here, en hulle voorbeeld, en hoe hulle geleef het, en ek bid, Here, 2000 jaar later, dat U vir ons sal help as gemeente, almal hier en almal aanlyn, dat ons sal leer by hierdie gemeente hoe hulle geleef het, dat ons ook so sal wil volg in hulle voorbeeld. Dankie Here dat U elkeen van ons 'n storie ken, en dat U weet waar ons is ook met U, Here, in die pad wat ons saam met U stap. Dankie Here dat U in dit genadig is en vir ons lief is gelyktig, maar U is ook regverdig, Here. En U is ook die koning van konings en U wil hê ons moet op 'n sekere manier saam met U leef. En so daarom bid ek vir elkeen van ons vanaand, mag ons bemoedig en aangemoedig word in U teenwoordigheid, soos ons ook die woord gaan bestudeer. Kom help vir ons Here en seën vir ons in Jesus naam. Amen. Amen. Nou, ek het so 7 weke terug by Openbaring 1 julle almal aangemoedig dat julle Openbaring moet gaan lees. Wie van julle was daai week hier gewees? Enigiemand? Ek sal maar vir introverte wat nou land moet opsteek. Maar verskoning, is reg jammer. Wie van julle het al Openbaring toe gaan deurlees? Is al 'n paar van julle? So 'n paar van julle. Wonderlik. Moenie skuldig voel nie. Dis glad nie dit nie. Ek wil net aanmoedig as jy dit nog nie gelees het nie. Openbaring 1 sê vir ons, hierdie is die boek wat die Here vir ons beloof daar vir ons seëninge in lê as ons hierdie boek lees. As ons nie net hierdie boek lees nie, maar dit ook ter harte neem. En so ek wil jou aanmoedig as jy 'n boek en 'n Bybel wil bestudeer wat gaan oor oorwinning, is dit Openbaring. En so jy het nog 'n week. Want volgende week sluit ons hom af. So ek wil jou aanmoedig, ek wil jy die res van jou lewe nog met die boek te lees. Okay, ek verstaan, ek weet, maar wat ek bedoel is, as jy hom wil lees in die tyd wat ons nog besig is met dit, het jy die volgende week. Dit gaan jou 45 minute tot 'n uur vat, en ek wil jou aanmoedig dat jy die boek gaan lees. Dit sal jou lewe verander as jy die boek lees en lees en lees en lees, want dit gaan jou leer van wie is God. Maar vanaand is ons in Openbaring 3, en jy kan die Bybel oopmaak, ek het die raamwerk ook so, dit die hele gedeelte is so in die raamwerk wat by die deur uitgedeel is. En ons gaan wees in Openbaring 3, vers 7 tot 13. Ons kyk na die gemeente Philadelphia. Sommige so 'n bietjie agtergrond van Philadelphia af, dis 40 kilos van Sardis af, waar Rian laasweek gepreek het. Dit was blykbaar 'n dagreis ver. Ek weet nie hoe vinnig het hierdie mense in daai tyd gestap nie. Ek vat omtrent 'n dag om net tot by die Spar te stap. So ek weet nie hoe vat hulle 40 kilos in 'n dag nie. Alraai. Maar hierdie stad was gestig in 190 voor Christus. Dit was gestig deur die koning Attalus die tweede. Hy het hierdie stad vernoem as Philadelphia as eer vir sy ouer broer, omdat hy hom verskriklik lief gehad het. Dis kom Philadelphia beteken ook broederliefde. Dis wat hierdie stad beteken. Wat ook die kenmerk was van die mense in hierdie stad en ook die mense in die kerk wat ons na opkyk. Dit was gestig met die doel om Griekse geloof en oortuiging en taal te versprei in daai omgewing. Dit was op 'n baie besigheidsstrydroet, soos hulle dit genoem het. En hierdie die idee van die koning was dat hulle wil die Griekse teologie en oortuigings eintlik in die res van Asië en die res van soos wat ons in Turkye ken, versprei het.
Iets wat baie bekend was van hierdie kerk, ek kan dalk vir julle 'n foto wys, is een van hierdie stad is baie bekend vir aardbewings wat in hierdie omgewing gebeur het. En die enigste ding wat oorgebly het in hierdie stad is 'n verskriklike groot stad as jy dit vandag sou Google. Maar in die middel van hierdie stad is daar so 'n blokkie afgemeet waaraan hierdie 3 pilare eintlik oor is. Daar's 3, dit lyk soos 'n 4, maar dit is eintlik net 3. En so wat 'n baie prominente verduideliking ook het, en ons gaan eintlik met pilare en die belangrikheid van pilare. Maar dit was bekend dat hierdie stad het verskriklik baie aardbewings gehad. En so hy was in 190 voor Christus gestig, maar omtrent 17 na Christus was daar 'n verskriklike groot aardbewing wat gemaak het dat die hele stad in mekaar getuimel het. Die meerderheid van die mense wat binne in die stad gewoond was om te bly na al hierdie aardbewings het naderhand net op die plase wou gaan bly buite die stadmuur wat onveilig was, maar hulle het eerder daar gaan bly want daar was so gereeld aardbewings wat gemaak het dat mense eintlik in onveilige omgewing gebly het as wat hulle heeltyd in die stad moes bly en vlug in en uit moes beweeg het. Nou, een kommentaar rondom hierdie het gesê dis baie keer die mense se kultuur ook gewees. As dit moeilik raak kan vlug hulle en as dit maklik raak kom hulle weer terug. Dit klink vir my amper baie meer soos wat ons as Christene baie leef. Is wanneer dit moeilik raak gaan ons weg van die Here af en as dit maklik raak kom ons weer terug. En dit is my so mooi dat dit hierdie kerk se storie nie was nie. Dit was nie hulle storie dat hulle middelmatig soos Rian eintlik van laasweek gepreek het, gemaklik geleef het met die Here nie. Hulle storie was die teenoorgestelde dat hulle het gestaan ten spyte van dat dit moeilik was. Interessante agtergrond ook van hierdie dorp. Dit was 'n verskriklike vrugbare omgewing gewees. En so in Rome het van die beste wingerde in die omgewing gehad. En so die koning wou dit so gehad het dat die beste wyn moet van Rome afkom. En eintlik Philadelphia het eintlik van die beste wyn gemaak in daai omgewing. En toe die koning gesê hulle moet al die wingerde uitruk in Philadelphia, sodat die mense nie verward word met van waar af kom die beste wyn nie. En hulle was eintlik ontbied dat hulle mag nie meer wyn gemaak het en wingerde, hulle moes die wingerde uitruk. En ek dink hulle was geforseer om iets soos koring of sulke goedes te geplant want dit is nog steeds vrugbaar. Maar dit was 'n baie mooi omgewing, baie mooi stad, baie mooi betekenis. En tog binne in hierdie baie mooi, baie oulik, baie netjies vind ons 'n gemeente, ons Christelike kerk, een van die 7 kerke, wat die kleinste kerk van die 7 kerke was. Dit was definitief die kleinste groep gelowiges van wat ons ken in hierdie 7 kerke. Maar hulle is een van die 2 in hierdie 7 gemeentes wat deur dit prys. En net sê hoorie, julle het dit reg gedoen. Hulle het nie groot invloed gehad nie, hulle het nie baie geld gehad nie, hulle het nie baie krag gehad nie soos ons vanaand ook sal lees. En tog sê die Here vir hulle, vir julle gaan ek 'n geleentheid gee. En so my voorbereiding in hierdie week was ek soos Here, het dit vir ons te maklik geraak in ons geloof. Dat ons wonder partykeer hoekom ons volhard of ons twyfel partykeer in ons verhouding met die Here. My hoop so is dat die Here iets van 'n aanmoediging vir jou van hierdie sal gee, want in hierdie baie nice uiterlike wêreldse stad het die Christene verskriklike vervolging beleef. Nou weer eens net klein bietjie konteks. Die Christene in hierdie al 7 briewe, die vervolging wat hulle beleef het was van die Romeinse ryk en van die Jode in die omgewing. Die Romeinse ryk het die Christene vervolg omdat die Jode hulle uitgeskop het. Verlang het die Romeinse ryk geglo dat die Christen was 'n sekt binne in die Joodse geloof. Daarom was die Christene nie vervolg as hulle nie die emperor aanbid het nie, as hulle nie hom aanbid het en hom geloof het en gebuig het voor hom nie. Maar toe die Jode, daar was nou, dis 'n groot historiese agtergrond en ek glo die veel wat nou die laaste paar weke hier was sou nou die ding verstaan, maar omtrent so 60 na Christus was daar 'n groot politieke uitbraak en politieke oorlog eintlik binne in Rome en Nero het eintlik die Christene begin vervolg en gesê hoorie, as gevolg van die groot brand wat in Rome uitgebrand het, was dit die Christene se skuld. En so in daai tyd het die Jode erg die Christene begin volg en die Romeinse ryk, die regering, die goewerment het eintlik begin sê hoorie, maar ons gaan hierdie ouens heeltemal vervolg. Hulle moet die Romeinse gode begin aanbid. Omdat hulle nie onder die Jode val nie, gaan ons hulle hanteer soos enige ander sekt of enige ander geloof en daarom moet hulle dan eintlik die geloof van die Romeine aanbid. En so die Christene in hierdie omgewing, as ons lees van hulle het vervolging beleef, was dit van die regering af en van die Jode wat ons eintlik in hierdie brief sal sien eintlik definieer as dalk nie Jode nie. Dis meer mense wat gesê het hulle is Jode wat dit nie was nie. So hierdie ouens het hierdie klein groep gelowiges word deur die Here geprys. En die vraag wat ek net vra is hoekom? Hoekom sal die Here soveel moeite doen met 'n klein groep mense in hierdie gemeente? En my hoop is so dat ons by hulle iets sal leer. Alright. So ek wil dit saam met jou lees. En so die preekstyl vir die volgende laaste paar weke was ons gaan net mooi deur die skrif. As jy nie eers vanaand dis ons deur dit gaan lees. So ons gaan begin by vers 7, Openbaring 3 vers 7. En Jesus sê die volgende, hy sê, so sê die Heilige, Johannes skryf hier, die Heilige, die ware God, hy wat die sleutels van Dawid het, wat die deur oopsluit en niemand sal dit weer toesluit nie, en dit toesluit en niemand sal dit weer oopsluit nie. Ek weet alles wat julle doen, kyk, ek het 'n deur voor julle oopgesluit en niemand kan dit weer toesluit nie. Ek weet dat julle min krag het en tog het julle aan my boodskap vasgehou en my nie verloor nie. En so hierdie gedeelte
is vol goed. Die eerste ding wat die Here sê, hy is die heilige, die ware God. En so die Griekse benadering vir hierdie true God, is alethinos. En so in Afrikaans kan ons dit nie eintlik baie mooi definieer nie, want ons gaan dit definieer as dis waar en nie vals nie. Dis wat daai Grieks beteken, dis waar en nie vals nie, maar in die Engels definieer dit eintlik op twee verskillende maniere. Dit sê it's true and not false, and it's true and not fake. En hierdie Grieks fokus meer op daai tweede gedeelte. Jesus is die true God and not the fake God. En die rede hoekom Jesus hierdie vir ouens sê, is in hulle omgewing was daar klomp valse gode. Daar was klomp fake gode, wat voorgegee het om iets te wees wat dit nie was nie. En so Jesus kom en hy definieer homself weer as, ek is die heilige, die ware God. Ek is die ware God, die regte God, wat julle voor gewag het. En dan sê Jesus 'n baie interessante ding, hy wat die sleutels van Dawid het. Al hierdie briewe begin op 'n selfde manier. Dit begin uit 'n karaktereienskap wat gedefinieer was in Openbaring 1 al, en dan gee Jesus sy woord vir die kerk. Nou hierdie is nie in Openbaring 1 opgeskryf nie. En so daar's nie 'n rede hoekom dit interessant is, net as ek die Bybel lees, is dit baie interessant om te sien dat Jesus sê hy wat die sleutels van Dawid het. Maar ek dink dit was van toepassing vir hierdie gemeente wat baie vervolging beleef het ten spyte van dat hulle in die Here probeer sterk staan het. Nou hierdie verwys na 'n gedeelte en dit praat eintlik van God se autoriteit, sy grootheid, sy almag. En dit verwys na 'n gedeelte in Jesaja 22 vers 20 tot 28 waar Jesus die sleutels van die koninkryk van een ou wegneem en dit vir iemand anders gee. Jy kan dit gaan lees, ek gaan dit nie bestudeer nie, maar ek wil vir jou vers 22 lees wat sê, aan hom sal ek die sleutels van die koning se huis gee. Wat hy oopsluit sal niemand toesluit nie en wat hy toesluit sal niemand oopsluit nie. Dit bevestig net so weer dat Jesus is die ware God. En so dalk is jy vanaand hier en jy sê, Willie, ek het so nodig dat die Here die deur vir my moet oopmaak. Dit is wie Jesus is ons. Dis hy wat die deure oopmaak, dis hy wat die deure toemaak. Dalk staan jy vir lankal voor 'n toe deur en jy sê, Here, ek moet hierdie moet oopgaan, hierdie deur moet oopgaan vir my. En die vraag wat jy moet vra is, Here, hoekom is hierdie deur nog nie oop nie? Dis hy wat sekere geleenthede in ons lewe oopmaak en sekere geleenthede toemaak, maar dit is belangrik dat jy weet dat wanneer Jesus praat hier van sekere deure sal oopgesluit word en niemand sal dit toesluit nie en sekere deure sal hy toesluit en niemand sal dit oopsluit nie, gaan nie oor ons persoonlike voorkeur nie. Dis baie keer wat ons sê, dis die Here wat hierdie deur vir my oopgemaak het dat ek hierdie kar kan koop of hierdie huis kan koop of hierdie. En dis nie regtig wat Bybelse konteks van praat as hulle sê ons maak deure oop nie. Oop deure in die Bybel praat van evangeliese geleentheid om die woord van God te verkondig. Dis wat hy hiervan sê. Hy skryf hier, wat die deur oopsluit en niemand sal dit weer toesluit nie, en dit toesluit en niemand sal dit weer oopsluit nie. Dan sê Jesus, ek weet alles wat julle doen. Kyk, ek het 'n deur vir julle oopgesluit en niemand kan dit weer toesluit nie. Jesus sê, ek het julle lewe gesien, ek het gesien hoe julle leef, en dan sê hy, ek het vir julle deur oopgesluit. En weer eens, hierdie dorp, hierdie stad, Philadelphia, was geposisioneer op 'n plek dat hulle die Griekse geloof en teologie en taal wou versprei. En Jesus kom en hy sê, weet jy, as gevolg van julle geloof en julle verhouding, nie uit julle krag nie. Weer eens, Jesus sê hier vir hulle, ek weet dat julle min krag het en tog het julle aan my boodskap vasgehou en my nie verloon nie. En so Jesus weet dat hulle het nie baie krag nie, maar hulle het groot geloof. En Jesus sê, ek het gesien dat julle groot geloof het en ek gaan vir julle hierdie deur oopmaak, wat die emperor bedoel het, die koning bedoel het vir Griekse vooruitgang en Griekse teologie en Griekse taal wat versprei word, gaan ek gebruik sodat die evangelie van Jesus Christus verkondig word. En so waar bid jy op die oomblik vir 'n oop deur in jou lewe dat jy die evangelie van Jesus kan verkondig is? Ek dink die ding wat Jesus in hierdie kerk gesien het, was 'n egtheid van geloof, 'n dringendheid en 'n afhanklikheid van die Here. Toe ons nou 'n liedjie gesing het, ons het daai lied gesing, daar is niemand soos U nie, want U alleen is God. En julle het dit gesing, julle het dit soos wonderlik, en in my oortuiging moet ek vir jou sê, in my week is ek soos, Here, volg ek U soos hierdie kerk U volg. En in my hart was ek soos, Here, ek dink ek het nog baie om te leer. En vanaand ons hierdie lied sing, Here, daar is niemand soos U nie, was daar 'n gedagte by my, Here, hoeveel van hierdie liedere sing ons, en is dit regtig waar? Ek oordeel jou nie, of dit nie waar is, ek ken nie jou storie nie, jy sal weet jou storie is. Maar iets wat deur my hart gegaan het, is hoeveel van ons het vanaand hierdie lied gesing, Here, daar is niemand soos U nie, U alleen is God, en ek het nog nêrens die res van hierdie week saam met tyd spandeer. Hierdie kerk was nie so geken nie. Ek is oortuig, hierdie kerk was 'n gemeente wat gesê het, daar is werklik niemand soos die Here. Daar is niemand soos hy is alleen die God in my lewe. Dit was nie 'n mooi lied wat ons net sing, en ek is oortuig, ouens, as jy die lied sing, is dit omdat dit vir jou waar is. Maar ek is ook bewus, ons leef in 'n geloof, in ons Christendom, waar mense seker goed sê, maar dit is net glad nie waar nie. Ek dink vir hierdie kerk was dit waar. Ek dink hierdie kerk het so 'n dringendheid gehad, en in afhanklikheid van die Here geleef, dat die Here gesê het, weet, ek gaan vir julle oop deur gee, dat die evangelie bevorder kan word in julle omgewing. En so 'n vraag wat my laat wakker lê, vraag word gewonder hierdie week, was soos, Here, het ek so 'n geloof, Here,
So afhanklikheid van U, Here, dat U die deur vir my oopmaak, dat ek die evangelie vir U kan verkondig. Dis tog die opdrag wat Jesus vir ons gee aan die einde van sy lewe, Matteus 28, en sê hy, gaan na die nasies toe. Gaan na die nasies toe. Gaan maak die mense disippels en doop hulle in naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle wat ek julle geleer het. Leer hulle om dit wat ek vir julle geleer het te onderhou en weet dat ek by hulle is. Dis ons opdrag as gelowiges. Die Here sê vir ons moet gaan. Hy gee vir ons die oop deur in hierdie wêreld. En die vraag wat ek en jy moet vra is, gaan ons deur daai deur? Of is ek so besig maar net met waarmee ek wil besig wees, dat die werk van die Here moet maar wag? As dit in jou lewe so is, vriende, moet ons nie daai lied sing. Moet ons nie sing, Here, daar is niemand soos U nie. U alleen is God nie. Ek dink vir hierdie kerk was dit die waarheid, soos hulle het in afhanklikheid van God geleef. Hulle wou naby God gewees het. Dit is die teken van hulle geloof. Hulle was swak. Hulle was 'n klein gemeente met min geld en min invloed en heeltemal geen gebou nie. Maar tog kom die Here en hy sê, hoorie, maar julle het 'n groot geloof. Dalk is dit ons verskoning baie keer. Here, ek het nie die vermoë om hierdie te doen nie. Dit was nie hulle storie nie. Hulle het ook nie die vermoë gehad nie. En tog het die Here gesê, weet jy, ek gaan vir julle gebruik. En so dalk moet ons dit begin bid. Here, gee vir my 'n groot geloof, nie 'n groot vermoë nie. Gee vir my 'n groot geloof, Here, groot sekerheid en groot oortuiging, dat dit sal bepaal, Here, dat ek die evangelie kan bevorder. Want hulle was swak, hierdie gemeente. Hulle het, weer eens, Jesus sê vir hulle, ek weet dat julle min krag het, en tog het julle aan my boodskap vasgehou. Hierdie boodskap dat ons Jesus moet verkondig. Maar Jesus sê vir hulle, ek weet alles wat julle doen, en ek is oortuig, Here, kom gee vir hulle hierdie oop deur. En so 'n vers waarvan ek dink ons belangrik moet vashou vanaand is, as hierdie kerk geken was as 'n gemeente wat vasgehou het aan Jesus, was dit 'n gemeente wat afhanklik geleef het van Jesus. En in Matteus 5 vers 3 kom Jesus in die begin van sy preek, dan sê hy, geseënd is elkeen wat weet die nodige dele van God en hulle sal die koninkryk van God sien. Hy skryf in een vertaling sê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Die Amplified sê dit so, blessed, spiritually prosperous, happy and to be admired, are the poor in spirit, those devoid of spiritual arrogance, those who regard themselves as insignificant, for theirs is the kingdom of heaven both now and forever. Daar's 'n poor in spirit, daar's 'n nederigheid in, Here, ek het U so nodig, dat U my sal gebruik. Ek dink dis iets wat ons moet bid. Ek dink as kerk, hier en aanlyn is dit iets wat ons elke dag meer moet bid. Here, ek moet bid dat ek in 'n nederige dringendheid, Here, afhanklik van U sal leef. Want ek is oortuig, dit sê hierso, Jesus het gesê, ek weet wat julle doen. Ek het gesien, ek weet alles wat julle doen, vers 8, en dan sê die Here, ek het vir julle oop deur gegee. Dalk staan jy heiliglik voor 'n toe deur, en daai deur gaan net oop en ek dink die ding wat ons moet bid is, Here, dalk moet ek na U toe nader, dalk moet ek meer in afhanklikheid van U leef, dalk moet ek U meer soek. Want dalk is dit wat nodig is voor U hierdie deur gaan oopmaak. Dalk is ek nog nie voorbereid vir U wat hierdie deur dalk wil oopmaak en ek gaan dit nie kan gebruik nie. Dalk is dit die Here se beskerming dat hy nog nie daai deur oopgemaak het en hy jou meer wil voorberei, sodat wanneer daai deur oopmaak dat jy voorbereid is. Maar hy sê vir hierdie kerk, ek weet wat julle doen, en dan maak hy die deur oop. Vers 9 sê hy, kyk, ek beskik dat van die liefde van dat die lede van die sinagoges van Satan, die mense wat daarop aanspraak maak dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg. Kyk, ek sal maak dat hulle kom en voor julle kniel en erken dat ek julle liefhet. Ek dink was 'n bemoediging vir hierdie kerk, hierdie mense wat vervolg was deur die Jode, of mense wat gesê het hulle is Jode, en eintlik kom Jesus hier en hy sê, mense wat sê hulle is Jode, maar hulle lieg, hulle is ook nie eens eintlik oortuig, soos wat Jode eintlik volgens die wet sou geleef het nie. En so Jesus kom en hy sê, hoorie, maar ek sal hierdie ouens julle laat sien, hoor wat sê, ek sal maak dat hulle kom en voor julle kniel en erken dat ek julle liefhet. Wat Jesus nie hier sê, is dat ons eendag vir mense sal sê, ons was reg gewees. Dis baie keer wat ons as Christene, wanneer mense ons vervolg, so hoop, is jy sal eendag sien dat ek reg was. Ek dink nie dit moet in ons hart leef nie. Wat Jesus hier sê, vir hierdie Christene, hy sê vir hulle, hoor, ek sal maak dat hierdie ouens wat julle vervolg het, ek sal maak dat hulle kom en voor julle kniel, nie omdat hulle die Christene gaan aanbid nie, maar dat hulle God sal aanbid. Hoor wat sê hy, ek sal maak dat hulle kom en voor julle kniel en erken dat ek, die God, julle liefhet. Wat Jesus hier sê, is dat hierdie ongelowig, hierdie ouens wat julle vervolg, sal ook eendag my leer ken as God. En of hulle hom persoonlik nie aanneem as verlosser of net leer ken dat hy is die enigste ware God, dit word nie vir ons hier gedefinieer. Maar die fokus en die hoop is so vir ons as gelowiges, dat die mense wat vervolg is, dat hulle op so 'n dag sal kom. En so die gebed wat ek en jy moet bid, dis tog wat Jesus in Matteus 5 sê, is hoe ons moet bid vir die mense wat ons vervolg. Ons moet lief wees vir die mense wat ons vervloek, hierdie mense wat ons indoen. En so Jesus kom maak hierdie dan bekend. Hy sê, ouens, maak seker dat julle my volhard, maar weet dat daar sal 'n dag kom dat selfs die ouens wat julle vervolg, sal weet dat ek is God.
En so ons moet bly vashou aan die Here, dat hulle ook vir Jesus op so 'n manier sal leer ken, in 'n manier dat hulle hom persoonlik ook sal ken. In vers 10 kom Jesus en hy sê die volgende, en hier is al die hoofteks van hierdie gedeelte. Hy sê, omdat julle aan my boodskap van volharding in lyding vasgehou het. Jy moet mooi hoor, omdat julle aan die boodskap van my volharding in lyding vasgehou het, sal ek julle ook vashou in die tyd van beproewing wat oor die hele wêreld gaan kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Die Amplified sê dit so, because you have kept the word of my endurance, my command to persevere, I will keep you safe from the hour of trial, that hour which is about to come on the whole world, to test those who live on the earth. En so Jesus sê, omdat julle aan my boodskap en volharding en lyding vasgehou het, sal ek julle ook vashou. Nou, baie ouens dink hierdie gedeelte, hierdie hour of trial, hierdie beproewing, hierdie tyd van beproewing, praat van die verdrukte tyd. Nou, die verdrukte tyd in Openbaring word gedefinieer as 'n 7 jaar tyd, wanneer die anti-kris gaan opstaan en die kerk verdruk gaan word. Baie ons oortuig is hierdie is 'n letterlike 7 jaar wat dit vir die Christene in hierdie wêreld baie sleg gaan wees en vervolgens baie erg sou wees. En Openbaring leer vir ons eintlik dat in die middel van hierdie 7 jaar, na 3,5 jaar sal die anti-kris opstaan en die verdrukking sal eintlik soveel erger wees vir Christene. En so baie ouens se oortuigings, teoloë en kommentare rondom hierdie gedeelte sê, daar's een van 2 betekenis vir hierdie wat Jesus hier sê. Ek sal julle vashou in die tyd van beproewing wat oor die hele wêreld gaan kom. En dit hang af in watse teologiese oortuiging jy val rondom eskatologie. So eskatologie is die groot term wat eintlik maar gaan oor eindtye studies. En so daar's effektief eintlik 3 bane wat ouens oortuigings opbou en ondersteun uit skrif. En dis die Engelse terme is 'n postmillennial oortuiging, 'n premillennial oortuiging en 'n amillennial oortuiging. Nou, ons gaan nie vanaand 'n Bybelstudie doen oor hierdie nie. Ek wil jou aanmoedig en lees op dit. Daar is baie te sê oor hierdie 3 gedeeltes, hierdie 3 oortuigings. So die meerderheid mense is eintlik nie meer in 'n postmillennial oortuiging nie. In kort, hierdie ouens oortuiging was dat die kerk gaan voorberei word en ons gaan op 'n heilige plek kom waar God sal terugkom want die aarde was voorberei vir Jesus om te kom. Maar na die eerste millennial het die ouens besef soos ons dink nie dis wat hierdie gedeelte beteken het nie. En daar's bitter min mense wat nog hierdie oortuiging het. Maar daar is 'n groot verdeeldheid tussen Christene tussen 'n premillennial oortuiging en die almal oortuiging. En millennial is eintlik wat Openbaring van praat as die 1000 jaar van vrede wat Jesus gaan kom regeer. En so in hierdie oortuiging, in die premillennial oortuiging, is daar ook weer eens klomp verdeeldheid, maar die tydlyn in die premillennial oortuiging sal ouens sê, ons glo dat daar gaan 'n 7 jaar van verdrukking wees, en na die 7 jaar van verdrukking gaan die wegraping gebeur, waar Christus die kerk gaan kom haal, en die wraak van God wat ons in Openbaring 6 tot 19 lees, gaan op die aarde uitgestort word, en dan gaan Christus kom om vir 1000 jaar van vrede te regeer. Die almal se oortuiging is 'n baie meer simboliese benadering vir Openbaring, en hulle glo dat die verdrukte tyd 'n meer simboliese ding is waardeur die kerk heiliglik gaan totdat Christus weer terugkom. En so dis 2 verskillende benaderings. Nou in hierdie is daar ook variasies, maar in eenvoud is dit min of meer die oortuigings wat verskillende ouens het. So dis goed as jy nog nooit hierdie gehoor het nie, dis okay. Alright. Wat al hierdie ouens in gemeen het is Jesus kom weer. En so almal sê dieselfde ding en daai, maak seker dat jy reg is wanneer Jesus kom. Maar dit is 'n goeie studie om te gaan doen dat jy self kan besluit in hierdie oortuigings waar val jy. Nou rondom hierdie verdrukte tyd skryf Jesus vir hierdie ouens, ek sal julle vashou in die tyd van beproewing wat oor die hele wêreld gaan kom. En so die 2 verskillende maniere van hoe ouens hierdie verdrukking interpreteer is, vir die wat glo dat die kerk die groot verdrukking gaan wees, is dit 'n aanmoediging en 'n herinnering dat selfs al gaan ons deur hierdie dat God van ons sal vashou. Vir die ouens wat glo dat die kerk gaan nie daar wees nie, is dit 'n aanmoediging om te help, Here help ons dat soos ons aan die vashou sal U ons kom verwyder wanneer die groot verdrukking ook gaan kom. Altwee se aanmoediging is dat ons sal bly vashou aan die Here, dat of hy ons kom haal en of hy ons gaan ondersteun in daai tyd, dat hy by ons sal wees. Nou my persoonlike oortuiging, baie ouens sal my dit vra, is ek is oortuig dat die kerk gaan deur die verdrukking gaan, ouens. Dit is my oortuiging. En so my hoop is sodat jy sal vashou aan die Here, sodat wat ook al wanneer daai tyd gaan gebeur, dat ons voorbereid sal wees om Here help my dat ek aan U sal bly vashou. En Jesus kom sê vir hierdie gemeente, ek sal aan julle vashou. Ek sal julle bly vashou soos julle ook deur hierdie beproefde tyd gaan. Nou ek dink vir hierdie kerk wat deur beproewing gegaan het, was soos Here, U het ons nog altyd gehelp. Ek dink die moeilikheid vir ons as Christene vandag is ons gaan nie eintlik deur beproewing nie. En so ons moet seker maak, Here help my dat ek aan U vashou, dat U vir my ook sal sê dat U aan my sal vashou. Nou ek dink belangrik in hierdie vers 10 skryf dit dat hierdie beproewing kom vir die tyd vir die bewoners wat op die aarde nog is om hulle op die proef te stel. Nou weer eens kommentare verskil oor hierdie. Baie van die ouens se oortuiging is wanneer daar verwys word vir ouens wat die bewoners is van die aarde, verwys dit na ongelowiges. Later in Openbaring praat dit ook van hierdie bewoners van die aarde wat gestraf sal word deur God, maar in hierdie tyd
lees ons nie iets van die kerk in daai omgewing nie. Maar in my oortuiging sal ek saamstem met dit, ek stem saam, ons is nie bewoners van hierdie aarde nie, ons het 'n plek in die hemel, langs die Here, ons is bewoners op hierdie aarde, ons is vertydelik hier, ons kom van God af. Maar ek is oortuig dat ons moet seker maak dat die tyd van verdrukking gaan 'n beproewing wees vir gelowiges en ongelowiges. En ek dink eintlik vir gelowiges gaan dit 'n suiwering proses wees vir ouens wat regtig bedeer is en ouens wat nie by God is nie, maar net so sê. En so daar kom 'n toets, daar kom 'n tyd van verdrukking, 'n tyd wat moeilik gaan wees, waar Jesus vir die ouens sê, omdat julle aan my boodskap van my volharding en lyding vasgehou het, sal ek julle ook vashou in die tyd wat van proewing oor die wêreld gaan kom. En so die vraag wat ek en jy in daai moet vra, vriende, is, hou jy aan die Here vas? Hierdie kerk was geken dat hulle afhanklik was van die Here en aan hom vasgehou het, selfs wanneer dit moeilik gaan. En die vraag wat ek vir jou wil vra in daai, doen jy dit op die oomblik? En as jy sê jy doen, sal jy dit kan definieer vir iemand. Hoor jy, hierdie is hoe ek my lewe inrig sodat dit volgens Jesus wil is. Want Paulus skryf iets in Romeine 5. Hy sê vers 3 die volgende. Hy sê dit is egter nie al nie. Vers 1 en 2 praat hy eintlik van hoe ons die genade en verhouding en vergifnis in Christus ondervind het. Maar dan sê hy ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet swaar kry kweek volharding, volharding kweek egtheid van geloof en egtheid van geloof kweek 'n hoop. En hierdie hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons hart uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Paulus sê vir ons dat swaar kry is nodig in ons lewe sodat ons volharding sal leer. En dat volharding gaan kweek dat ons egtheid van geloof sal hê en egtheid van geloof sal kweek dat ons eintlik maar by hoop van Jesus sal kom wat nie beskaam nie. En so daar is hierdie waarskuwing dat ons gaan deur 'n suiwering proses. En of dit nou in die 7 jaar van verdrukking en of dit nou in die week wat voorlê is, ek is oortuig dat jy gaan soms deur moeilike goed gaan, mens. Inteendeel, Jesus sê in Johannes 16, jy moet weet in hierdie wêreld gaan jy dit moeilik hê, maar jy kan vrede vind in my want ek het reeds die wêreld oorwin. Wat maak jy wanneer dit moeilik raak in jou lewe, mens? Wat is dit waaraan jy vashou? Want die storie van hierdie kerk kom Jesus en hy sê omdat julle aan my vasgehou het, sal ek julle vashou. En so die vraag wat ek vir jou wil vra is, vriende, waaraan hou jy vas as jy sê hou vas aan die Here? Waaraan hou jy vas? Hierdie kerk was geken dat hulle in afhanklikheid van God geleef het, maar ook dat hulle 'n groot geloof gehad het. Hulle was nie baie sterk nie. Weer eens, hoor hierdie gedeelte in die eerste vers, Jesus sê ek weet dat julle min krag het en tog het julle aan my boodskap vasgehou en my nie verloor nie. Die enigste manier, vriende, hoe ek en jy aan die Here kan vashou as ons nie krag het nie, as ons nie sterk is nie, as ons moeg is omdat ons weet wie God is. En die enigste manier hoe ons vir God sou leer ken is as ons die woord van God in ons lewe bestudeer. So hierdie kerk was geken vir 'n groot geloof, dat hulle naby God wou geleef het en dis kom God sê ek sal julle vashou. En so die vraag wat ek en jy in hierdie is soos Here, het ek ook so groot geloof vandag? En weer eens, ons as Christene kan baie maklik sê ek het, weer ek het geloof in wie hy is, ek het geloof. Maar Hebreërs kom en definieer geloof as 2 aspekte. Daar's sekere goed waarvan ons seker is en daar's sekere goed waarvan ons oortuig is. Hebreërs 11 vers 1 sê so, om te glo, om geloof te hê, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop en om oortuig te wees van die dinge wat ons nie kan sien nie. Ons is seker van dit waarna ons hoop lê en ons is oortuig van die goed wat ons nie kan sien nie. Dis wat ons geloof definieer. Die Amplified sê dit so, dit sê faith is the assurance, the title deed and confirmation of things hoped for, divinely guaranteed and the evidence of things not seen. En dan is so mooi, dit sê the conviction of their reality, faith comprehends as fact what cannot be experienced by physical sense. As jy vandag met huis toe gaan, en dit kan dalk jou huiswerk wees, ek nie dat ek huiswerk gee nie, okay. As jy met huis toe gaan en gaan 'n lys maak van, wat is ek van seker op die oomblik in my lewe? Oor die Here, wat sal jy op daai lys skryf? En as jy moet gaan skryf, wat is jy van oortuig in die Here? Wat sal jy skryf? Ek dink dis 2 verskillende goed. Dis dalk iets wat jy nog nooit oor gedink het, maar ek dink dis 2 verskillende goed. Ek dink oortuiging, baie stupid voorbeeld. Almal van julle het in hierdie kerk gekom en jy het net gaan sit op 'n stoel. Niemand van julle het die stoel gecheck, is hy vas, is hy fine, is daar spykers in die stoel of iets so sit en niemand nie. Julle almal is net soos ons gaan sit, die stoel is veilig. Dis oortuiging. Ek is oortuig dat hier is 'n lekker stoel, 'n gemaklike sterk stoel hy sal my hou. Dis oortuiging. Wat is daai oortuigings wat jy van die Here het? Jy moet jou wakker maak soos ek is oortuig hierdie van die Here. Ek is oortuig dat God is by my. Ek is oortuig dat God is lief vir my. Ek is oortuig dat ek is genoeg in die oë van die Here. Ek is oortuig dat ek is vergewe in die Here. Ek is oortuig dat die Here kragtig in en deur my die lewe van mense wil verander. Ek is oortuig dat ek deel het aan God se koninkryk. Ek is deel van God se liggaam. Ek is oortuig dat ek God in ewigheid gaan sien. Wat is die oortuigings wat jy van God het? Want ek is oortuig, ons geloof word bepaal deur oortuigings en sekerhede. Ek is oortuig van hierdie goeders. Sekerhede is nie oortuigings nie. Sekerhede is baie keer iets wat ons moet
meer leer oor, ons moet meer uitvind, en ek dink sekerhede word oortuigings hoe meer ons vir God soek. Party van julle is seker dat die Here vergewe jou. Party van julle is seker dat die Here is lief vir jou. Party van julle is seker dat jy is gered. Dis nog nie 'n oortuiging in jou lewe nie, soos die lewe in jou lewe baie sleg moet gaan en dit regtig moeilik raak en jy word gedruk in 'n omgewing, is hierdie die goed waaroor ons begin wonder. Die meerderheid mense is seker dat die Here is by hulle. En daarom wanneer dit moeilik raak, dan raak hulle angstig en hulle raak bekommerd en hulle raak senuweeagtig en hulle raak en as dit jy is, vriende, dit is 'n moeilike journey om te gaan, maar ek is oortuig dat God is by my. En so wanneer vrees in my lewe kom en onsekerheid in my lewe kom, is ek soos Here, dankie dat U by my is. Dankie Here dat U by my is, dat ek nie hierdie alleen moet doen nie. En so wat sal jy skryf op hierdie lys, vriende, van wat is ek oortuig en wat is ek seker, want hierdie kerk was geken dat hulle met sekerheid en oortuiging geleef het van wie God is en wat hy gesê het. En ek dink dis hoekom God gesê het, omdat julle aan my vasgehou het in lyding en in tyding en in moeilike tye sal ek julle ook vashou. Wat is dit wat jy jou lewe opbou en waaraan jy vashou? Vers 11 kom Jesus en hy sê vir hulle, ek kom gou. En dis waar vir my en jou vandag ook, vriende, hy kom gou. Hou vas, weer eens, sê Jesus, hou vas aan wat julle het, sodat niemand julle kroon kan wegvat nie. Hou vas aan wat julle het, sodat niemand julle kroon kan wegvat nie. Nou weer eens, hierdie ek kom gou is 'n baie algemene ding in Openbaring. Dit gebeur nogals baie, wat dit skep amper so dringendheid, dat Jesus kom nou. En so daai ek kom gou, dit beteken nie vinnig of binnekort nie. Dit is nie dat Jesus gaan nou kom nie. Dis nie wat daai gedeelte beteken nie. Dit beteken wel dat hy kan skielik kom of onverwags. En so wanneer Jesus vir die ouens sê ek kom binnekort, was dit soos maak seker dat wanneer ek kom is julle reg. Maar dan sê Jesus vir hulle, hou vas aan wat julle het. Amper dieselfde as die vorige vers. En net in kort om te definieer wat hierdie kerk gehad het, is hulle het afhanklik, of wel hulle het 'n evangeliese geleentheid gehad wat die Here vir hulle oop deur gegee het. Hulle was in afhanklikheid van God geleef en hulle het die woord van God geken. Hulle het gestaan op die woord van die Here. Dis wat hulle gehad het. Dis wat ons sal definieer as iemand wat 'n groot geloof gehad het. En dan sê die Here vir hulle, hou vas aan dit, sodat niemand julle kroon sal wegneem nie. Hierdie kroon waarvan Jesus hier praat, dis die oorwinningskroon waarvoor Jesus vir my en jou gesterf het. Dis waaroor Openbaring gaan. Hy het vir my 'n oorwinning behaal toe hy aan die kruis gesterf het en die dood oorwin het. En Jesus sê vir hierdie kerk, hou vas aan die geloof wat julle het. Hou vas aan die feit en oortuigings wat julle van my glo. Hou vas aan dit sodat niemand julle oorwinning waarvoor ek gesterf het vir julle sal vat nie. Nou vriende, niemand kan jy wat gered is dit by jou kom wegvat nie. Ons vyand, die duiwel en sy demone en al die leuns wat hy vir ons vertel, kan nie die oorwinning en die verlossing wat Jesus in jou bewerkstellig het, kom vat nie. Maar dis iets wat ek en jy kan weggee. Dis wat Jesus vir hierdie kerk sê. As jy nie kies om by my te bly en na my te leef en in afhanklikheid van my te leef en jou lewe op die woord van God te bou sodat jy vir God meer ken nie, dan mag ons dalk skuif en drif na 'n omgewing toe waar ons nie meer by God is nie. Wat ons die kroon van oorwinning verloor omdat ons dit vir die wêreld gee. En Jesus sê vir hierdie kerk, maak seker dat julle dit wat julle van God het, sal bly vashou, sodat die kroon wat God vir julle bewerkstellig het, nie verlore sal gaan nie. En hierdie kom Jesus en hy sê in vers 12, hy sê, elkeen wat die oorwinning behaal, elkeen wat bly vashou aan wat hulle het, elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal vir altyd daar bly. Ek sal op hom die naam van my God skryf, en die naam van die stad van my God, die nuwe Jerusalem, wat van my God af uit die hemel afkom, en ek sal my eie naam op hom skrywe. Nou weer eens, ons het nou vir julle foto gewys, hierdie stad is geken as die pilare. En so die pilare was die enigste iets wat oorgebly het na daai groot aardbewing. Dis al wat oorgebly het, hierdie pilare. En so Jesus kom en hy sê vir hierdie gemeente en hierdie kerk, as julle bly vashou aan my en bly volhard en julle die oorwinning behaal wanneer julle by die ewigheid kom, wanneer julle die oorwinning behaal en in die Here gebly het, dan sal ek julle pilare in my koninkryk maak. Ek sal julle pilare in my tempel maak. Nou dit was algemeen bekend dat as daar 'n tempel gebou was en daar 'n klomp pilare was belangrike mense se name op die tempels geskryf. Die pilare van die tempels. En so Jesus gebruik amper hierdie simboliek en hy sê vir die gelowiges, as julle bly volhard, as julle oorwinning behaal en bly my bly, dan sal ek julle pilare in my tempel maak. En eintlik wat Jesus kom sê, hy sê, hoorie, ek sal vir jou die stabiliteit en die sekerheid van die ewigheid saam met my, is vir jou waarborg as jy in oorwinning saam met my bly leef. En dis bemoediging vir my en jou vandag, vriende, as ek en jy sê, as ons naby God in afhanklikheid van hom gaan leef en ons lewe op die woord van God bou en naby Jesus leef, sal ons die ewigheid saam met God ook wees. Hierdie pilare, hierdie is 'n teken, ons soos pilare was 'n teken van sekuriteit en stabiliteit. En Jesus kom en hy sê vir julle, as julle bly in my, soos Jesus in Johannes 5 sê, dan sal ek julle die sekerheid en stabiliteit en oortuiging gee dat julle in my ewigheid permanent ook sal wees. So, vriende, die vraag wat ek jy moet vra is, sal ek en jy daar wees? Sal ek en jy daar wees?
Dit is my so mooi dat Jesus sê, hy gaan vir ons 'n pilaar in sy ewigheid maak, maar dan sê hy sal vir ons sy naam ook gee. In Efesiërs 1, of kom ek lees ook eers in myne 8, Paulus kom definieer hierdie van ons wat oorwinnaars is neer. En hy skryf vers 35, hy sê, wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid, vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard. Beleef jy dalk een van hierdie op die oomblik? Beleef jy lyding? Beleef jy benoudheid? Beleef jy vervolging op die oomblik? Beleef jy honger of naaktheid? Beleef jy gevaar? Beleef jy swaard of moeilike omstandighede, moeilike tye? Paulus skryf, hy sê, daar staan immers geskrywe, dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedrieg, dat ons soos slagskape behandel word, maar in al hierdie dinge, ten spyte van hierdie omstandighede, in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Christus, deur hom wat vir ons lief is. Dis tog wat dit beteken. Ons het nou die hele tyd die worship team het dit ook gesê, ons hoop so dat julle sal verstaan hoe lief die Here vir jou is. Maar as ek en jy verstaan hoe lief die Here vir my en jou is, dan besef ons wie ons is in die Here. Ons besef dat ons meer as oorwinnaars is ten spyte van die verdrukking en vervolging, lyding of moeilike omstandighede waarin ons is. En as gevolg van die liefde, Here, wil ek my lewe toegewyd aan U leef en saam met U die pad ook stap. Maar Jesus kom en hy gee vir ons 'n naam, wanneer ons sê ons bly by die Here. En Efesiërs 1 vers 13 en 14 kom Paulus en hy skryf hierdie volgende, van wie ek en jy word, wanneer ons vir Jesus kies ons. En hy sê, deur Christus het julle ook deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat in julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing gehoor het en tot geloof gekom het. So jy wat die evangelie gehoor het, wat dit aangeneem het, wat vir Jesus gekies het, is jy word deel van sy familie, jy word deel van sy liggaam, sy kerk. Maar dan skryf Paulus, hy sê, in Christus het die Heilige Gees, wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Hy is die waarborg, die Heilige Gees is die waarborg, dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Ek dink hierdie kerk in Philadelphia het iets van hierdie verstaan. Ons het die Heilige Gees as seël, ontvang wat ons beseël as die eiendom van God. Hy is die waarborg dat ons gered sal word. Hy is die waarborg, so Here, help ons dat ons soos meer as oorwinnaars sal leef, so die wêreld vir U sal ken. Help ons, Here, dat ons naby aan U sal bly en U sal bly vas, ons lewe op U woord sal bou, sodat maak nie saak wat in ons lewe gebeur nie, dat ons oop deur sal hê dat mense U sal leer ken. En dan eindig Johannes hierdie brief in vers 13 wat hy sê, elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees van die gemeente sê. En so in opsomming, vriende, hierdie kerk was 'n klein kerk waar aan niemand eintlik aandag spandeer het. Hierdie kerk wat baie vervolg was, hierdie kerk wat baie moeilike tye gehad, hierdie kerk wat baie swaar gekry het, heel moontlik. En God kom sê vir hulle, hoorie, ek wil julle prys vir julle geloof. As kerk dink ek ons kan baie leer by hierdie kerk. Maar dalk sit jy hier vandag en jy beleef ook moeilike goed. Jy beleef ook moeilike tye en vervolging en swaar tye en dalk sit jy hier vandag en jy het groot geloof, maar jy is net soos Willie, ek is net moeg. Ek weet net nie hoe om hierdie te doen en my eie vermoë kan ek hierdie doen nie en dis dalk relevant. Jesus sê vir hierdie kerk, ek weet dat julle min krag het en tog het julle aan my boodskap vasgehou en my nie verloom nie. Dalk sit jy hier vandag en jy besef, Willie, ek is ook regtig net moeg. Ek het nie baie krag nie en ek probeer regtig aan die Here vashou, ek probeer regtig naby die Here bly, ek probeer in afhanklikheid van God leef, maar ek sukkel. En so mag Paulus woorde van 2 Korintiërs 12 iets van jou beteken vanaand. Dis 'n vers wat julle dalk baie al gehoor het, maar Paulus skryf en hy sê hierdie, dat Jesus sê, my genade is vir jou genoeg en my krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Hy skryf hier, hy sê, Paulus skryf hierdie, daarom sal ek baie liewer oor my swakheid roem, sodat die krag van Christus my beskutting sal wees. Daarom is ek bly oor my swakhede, beledigings, ontberings, vervolgings en moeilikhede, ter wille van Christus, want as ek swak is God sterk. Dalk sit jy vanaand en jy sê, wil ek het nie meer die krag om aan te gaan nie. Ek het vanoggend na die diens het ek saam met 'n tannie hier voorgebid, wat net soos Willie, ek het net gebed nodig. Daar sit jy vanaand, is ek so bly jy is hier, want dis bemoediging vir jou dat jy sal weet dat God vir jou wil help. En my aanmoediging vir jou is dat jy sal soveel meer in die Here indruk. Dat jy soveel meer na die Here toe sal draai en sê, Here, ek het U nodig in my storie. Here, ek wil naby U bly, ek wil in afhanklikheid van U leef, ek wil my lewe op U woord bou, en ek wil oorwinnaar bly, hierdie kroon van oorwinning wat U vir my gegee het, wil ek bly dra. En so jy moet hoor vanaand dat God verwag nie van ons dat ons moet sterk wees. Hy verwag nie dit van jou. Inteendeel, Jesus sê met mense is net seker goed is moontlik. Hy weet jy is swak. Hy weet jy is bietjie sag. Hy weet dit. Maar hy het jou so gemaak sodat hy kan sterk wees en vir jou kan help. En so dalk is dit nodig dat jy opper dit op jou eie probeer doen en vir die Here sê, Here, ek het U nodig, kom help vir my sodat ek sterk staan. Maar die ander ding wat ek dalk vanaand wil by sê is, van ons is dalk vanaand moeg en ons probeer regtig by die Here bly. My hoop is sodat die Here vir jou nuwe krag sal gee vanaand. Jy sal bemoedig dat jy sal bly volhard in die Here. Maar ek dink daar is van ons vanaand wat dalk hier is,
En ons wil ons lewe op die Here bou en ons wil naby aan die Here bly en ons wil in afhanklikheid van God leef. Maar jy spandeer nie saam met die Here tyd nie. En ek sê nie jy is nie gered nie. Jy het jou lewe vir die Here gegee en dit is vir my wonderlik en ek is oortuig jy is gered. Maar ek wil jou aanmoedig dat jy 'n prioriteit sal maak om te sê, Here, help my dat ek saam met U tyd spandeer. Die laaste ruk het ek baie gesprekke oor basiese beginsels in Christelike geloof wat ouens net nie ken nie. En ek dink vir ons as gelowiges, as kerk, om te volhard in die Here wanneer dit moeilik gaan raak, is dit belangrik dat ons sal sê, Here, help ons dat ons U woord indrink, dat ons met alles in ons 'n honger en dors sal skep, dat ek U woord sal bestudeer, sodat ek voorbereid is vir wanneer dit ook al kom. Ek dink te veel van ons gelowiges is nie voorbereid vir wat ook al gaan kom nie. En ek praat nie eers net van die verdrukte tyd nie. Ek praat net in die wêreld waar ons heidaglik leef, is ons nie voorbereid om naby aan God te bly nie, net omdat ons nie sy woord lees nie. My dogtertjie is nou amper 2,5 jaar oud. En so ons lees elke aand Bybel saam en klomp Bybelliedjies wat ons nou sing. En een van die liedjies wat ons regtig baie sing is daai lees jou Bybel, bid elke dag, bid elke dag. En ek persoonlik dink ons moet dit as 'n worship-lied begin sing in die kerk. Want ek dink daar is te veel Christene wat vir Jesus volg, wat nie elke dag bid en nie elke dag hulle Bybel lees nie. En ons is nie voorbereid vir wat ook al die duiwel wil doen nie. En so ek dink in hierdie opsig by hierdie kerk het ons as kerk baie om te leer. Here, help ons dat ons besef hoe nodig ons het. Help ons, Here, dat ons 'n honger ontwikkel, dat ons lewe op U sal bou. Nou, ek wil nie jy moet die beste Bybel lees persoon word nie. Ek wil jy moet die beste weergawe van Jesus Christus word. En hoe meer jy die lewende woord van God begin bestudeer, hoe meer word jy meer soos Jesus. En so, my bekommernis vir ons as kerk is hierdie gedeelte. Is dat ons is dalk sterk en ons praat dalk mooi en ons lyk dalk reg aan die buitekant en tog is daar geen intimiteit met Jesus. En so 'n persoon kan nie sterk oortuiging sê of sterk sekerhede nie. En so ek oordeel nie vanaand. Ek wil vir jou die dringendheid verduidelik vir as ons wil sê ons wil 'n sterk geloof het, beteken dat ons 'n groot en 'n kragtige idee het van wie God is. En dit vind ons wanneer ons saam met God tyd spandeer. Dit vind ons wanneer ons tyd in die woord spandeer, en tyd in gebed spandeer, en tyd in aanbidding spandeer, sodat God se realiteit in ons lewe groter sal wees. En so ons het baie om te leer by hierdie kerk van Philadelphia. Is dat die Here iets in ons hart sal ontwikkel van sê, Here, help ons dat ons werklik kan sê, daar is niemand soos U nie. U alleen is God in my lewe. En so vanaand wil ek graag vir ons as kerk bid. En die manier wat ek gaan doen, ek gaan vra nie nou nie, maar as ons gaan bid, gaan ek vra dat almal moet opstaan. Dat die Here iets in ons hart wakker maak, dat ons sê, Here, help ons dat ons nie sal beweeg sonder U nie. En help ons, Here, dalk moet ons die sosiale media en die flieks en die series en al die oulike goeders dalk een kant toe skuif en sê, ek gaan die woord van God begin lees, sodat dit my lewe verander. Sodat ek voorbereid is. 2 Timoteus 3:16 sê, die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om ons in waarheid te onderrig, dwalinge te bestry, verkeerdhede reg te stel en ons te help om die regte lewenswyse te kweek. En dan die mooi vers, vers 17 wat God sê, sodat elke man in diens van God volkome toegerus en voorbereid sou wees vir elke werk. Dis wat God vir jou soek, vriende. Maar dit gaan nie gebeur tot jy die Bybel wat langs jou bed is, begin oopmaak nie. Ek het 'n dringendheid in my hart dat ons sal sê, Here, help ons dat ons die woord begin lees. So ek wil vanaand vir ons bid dat die Here iets in ons hart sal doen, dat hy ons wakker sal maak. Dat ons kan sê, Here, in U is daar geen ander God nie. So kom ons sluit die oë, kom ons staan as kerk en ek sluit vir ons af. Here Jesus, ons wil in Jakobus se woorde wil ons na U toe nader, Here, vanaand. En vir U dankie sê dat U na ons toe terug nader, Here. Dankie vir hierdie kerk in Philadelphia, Here, wat vir ons iets leer van, dit gaan nie oor of ons fisies sterk is, of finansiëel sterk is, of 'n groot invloed het, Here, dit gaan of het ons 'n groot idee van wie God is. Het ons 'n groot oortuiging van wie God is, het ons 'n groot sekerheid van wie die Here is. Ons leef in 'n wêreld wat vir ons sê, al hierdie ander goed is belangrik, Here, hierdie is wat saak maak. En so ek wil vir ons as kerk bid vanaand, Here. Dalk is daar mense vanaand wat net moeg is, Here. Hulle probeer die pad regstap saam met U, Here. Hulle probeer afhanklik bly van U en naby U leef, maar hulle is net moeg. Ek kom bid, Here, vir nuwe krag in Jesus naam. Ek bid dat hulle iets van 'n dringendheid van ons sal beleef, dat U as God vir hulle wil kom help. En U wil kom sterk wees. By U is alles moontlik, Here. Mag U vir hulle kom vernuwe vanaand en vir hulle nuwe krag gee, dat hulle 'n oop deur kan kry waarin die evangelie verkondig kan word.
Maar ek wil ook vir ons as kerk bid, Here, kom skep iets in ons, Here. Dink so aan Dawid, skep in ons 'n rein hart. Kom skep 'n dringendheid in ons, Here, dat ons U wil soek en nie wil beweeg sonder U, Here. Help ons, Here, mag hierdie woord vir ons oopbreek, mag dit vir ons so iets raak wat ons kan nie genoeg kry van dit nie. Mag ons U vind wanneer ons die woord bestudeer, sodat U ons lewe verander. Sodat wanneer ons sê ons is die volgelinge, ons is die kinders, ons is Christene, dat ons kan lewe met 'n oorwinningskroon, want dis waarvoor U gesterf het. Kom help ons, Here, dat ons voorbereid sal wees, want U kom gou. Sodat wanneer U kom, dat ons saam met U kan feesvier. Kom help vir ons, Here, in Jesus naam. Amen.